Kieper was gevra deur die kerk om na Marie toe kom, om die sendingwinkel te bestuur. En hy was nog 'n jong man. Hy was nie getroud nie. Hy het na 'n paar jaar uit Duitsland toe gegaan om sy bruid te loop haal. En sy het al die jare by hom gewees. En eintlik nooit regtig geleer om Afrikaans te praat nie. So gebroke Afrikaans. Die sendingwinkel was die winkel wat die mense bedien het met al hulle benodighede. Jy kan enige kruideniersware daar gekoop het wat destyds beskikbaar was. Koffie, suiker, meel en al die goedes. Jy kan klere daar gekoop het. Jy kan gereedskap daar gekoop het. Jy kan olie en petrol daar gekoop. Die petrolpompe was daar en ek kan onthou dat ons nog destyds, toe ek 'n jong man was, toe betaal ons 30 cent 'n gelling petrol. By Kieper, dan moet jy self pomp het. Hy was die sendingwinkel. Maar wat baie interessant is dat hy het gekyk na die ou mense. Die ou mense het deur die maand op die boek, soos hulle sê, gaan koop. En hy het gesit by sy tikmasjien, 'n ou tikmasjien met 'n pen in sy mond en hy tik met 2 vingers en het baie van haar getik. En dat het opgetik. En dan dag van pensendag. Ja, voor ek daar kom, moet ek ook sê, hy het ook die kontrak gehad om die pos na Marie toe te bring. En hy het vir Uncle Willie, my Uncle Willie, hulle het hom gesê, Uncle Willie Poswet, ja, het al die jare by hom gewerk en hy het gery in die poskanaal. Eendag gaan hy ry tot in Philadelphia en terug, die volgende dag tot in Milton en terug en sy roete Melkbos, almal die plekke om. En die dag van die pensen, dan is hy die man wat die geld bring aan die posak. En as die manne gepay het, dan is hulle almal hier af na Kieper toe, gaan afreken en dan gaan betaal die mense. En hy het nooit probleme gehad, hy het hulle gehelp op so'n manier. Ja, Uncle Willie het vir hom gewerk en later aan ander mense, maar hy is die oudste werker daar.